Amen. Ek is so bly ons is hier vanaand. Ons kan die naam van die Here groot maak. Vanaand Afrikaanse diens. So dat ons die naam van die koning groot maak in hierdie aanduur. Ek wil vanaand 'n bietjie met u praat. And I want to read in Luke, the 5th chapter, and there from verse 17. Lukas, die 5de hoofstuk, en daarvan af vers 17. Ek wil hê jy moet baie mooi oplet. En hierso wat ek oor wil praat is die krag van genesing. The power of healing. Die krag van genesing. Hoor mooi. Hy sê hierso, en op een van die dae was hy besig om te leer, en fariseërs en wetgeleerdes wat gekom het uit elke dorp van Galilea en Judea en uit Jerusalem het daar gesit. En daar was krag van die Here om hulle te genees. Het julle dit mooi gehoor? Daar was krag van die Here om hulle te genees. My liewe broer en suster, weet jy, die kerk het in die tyd wat ons nou in leef op die plek gekom waar ons moet sê, Here, help ons dat ons die krag van God weer geopenbaard sien in die kerk van Christus. Amen. Die krag van genesing. Hoor mooi, en ek wil hê julle moet mooi luister na wat hier gebeur. En daar het manne 'n mens wat verlam was op 'n bed gebring en hulle het probeer om hom in te bring en voor hom neer te sit. Nou wil hê julle moet nou mooi ding. Hier kom manne. Hier lê die man op 'n bed. Nou, ten minste was daar so 4 mense om hom te dra. As dit nie 6 was nie. Nee. Die bring hulle die man en hulle kom hier so, want hulle wil hulle glo, en hoor nou mooi. Hierdie manne se geloof is so groot, hulle weet hulle moet hierdie man by Jesus uitkry. They must get this lame person at the feet of Jesus. Hier kom hierdie manne en hulle bring hom. Maar hulle kan nie inkom nie. Hulle kan nie deurkom nie. Die plek is vol van al hierdie mense. Hulle kan nie daar kom nie. Weet jy, hoor wat gebeur? Hoe baie maklik sal mense omgedraai het, né? En gesê, nou wel, ons kom nie daarby om uit nie. Maar hierdie manne se geloof is so groot, hoor. En toe hulle vanweer die skare geen kans sien om hom in te bring nie, klim hulle toe op en toe slaan, klim hulle toe op die dak en laat hom met die bed afsak deur die panne wat tussen die mense en voor Jesus. Hier gaan hulle op die dak en hulle maak die dakpanne oop. Hulle maak in ons tyd sal dit nou singplate seker wees, né? Maar hulle maak daai plate oop, die dakpanne. En hier laat sak hulle daai man. Wat 'n geloof moes daai manne gehad het. What faith was there? Hoeveel van ek en u sou dalk omgedraai het en gesê, ag nee, ons kry hom nie in nie, ons gaan maar huis toe met hom. Maar hierdie manne, hoor nou hierso, my broer en my suster, die geloof van hierdie manne, die gesamentlike geloof, om daai man by die voete van Jesus te kry. So wat hulle moes gedoen het, en ek wil net sê, julle moet so 'n bietjie dink. Hulle moes gekyk het en gesien het, maar daar is Jesus. So, dis omtrent daai panne wat ons moet losmaak. Hoor mooi wat ek sê. Hulle moet daai panne losmaak, sodat ons daai panne kan oopkry, dat ons hierdie man voor die voete van Jesus kan neer. What a faith! Wat 'n geloof! Om daai man voor die voete van Jesus neer te bring. Hoor wat gebeur nog. En toe hy hulle geloof sien, sê hy vir hom, mens, jou sondes is jou vergewe. Hier kom hulle en Jesus sien, maar, en ek dink Jesus moes opgekyk en gesê, wat gaan nou hier bo my aan? Maar hier maak hierdie manne die dak oop. En hier kom hulle met hierdie man afgesak op sy bed. En hy kom lê so voor Jesus se voete. En Jesus sê, toe hy hulle geloof sien, daai manne se geloof, die gesamentlike geloof, dis waarom dit so belangrik is, my liewe broer en suster, dat ons moet in eendragtigheid kom.
The church of God must come into one accord, in eendragtigheid, wanneer ons bid. Dit is hoekom as ons bid vir siekes, moet almal nie sit en rondkyk en so nie. Ons moet almal aangestem wees en sê, Here, raak daai persoon aan. Here, raak hom aan. Meester, ons glo dat U die werk gaan doen. En die wonderwerk gebeur dan. Maar wat het daar gebeur? Daar was krag vir genesing. Power for healing was there. Hoor mooi. En toe hy hulle geloof sien, sê hy vir hom, mens, jou sondes is jou vergewe. Maar hoor nou wat gebeur hier die ander mannetjies. Die skrifgeleerdes en die fariseërs het begin redeneer en sê, wie is hy wat so godslasterlik praat? Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Daar's altyd die doubting Thomases. Daar's altyd mense wat nie glo en sê, as iemand omgeval het in die gees en sê, daai pastoor het daai persoon gestaan. No. If the Spirit of God comes upon you, you're going to fall, brother. You're going to fall, sister. Broer en suster, ek wil vir u vanaand sê, daar het al tye gewees wanneer ek vir mense bid, dat ek nie kan staan nie, want ek voel, Here, ek gaan val. Door die krag van God af. En my broedie en sussie, daarom moet ons moet oppas, dat ons wat ons van die Heilige Gees se krag sê. We must be careful what we say about the power of the Holy Spirit. Die krag van God is awesome. Onthou dit, as die krag van God hier begin werk, my broer en my suster, gaan hier 'n magtige herlewing plaasvind in hierdie dorp. In Oos-London staan op die punt van 'n magtige herlewing. As die kinders van die Here begin saam staan en eendragtig, begin die Here vasgryp. Dis waarom ek ook vir u sê, 11:02, as julle 11:00 die oggend turn nie te hoor 11, daai gebed bid, Luke 11:2, jy bid hom en jy sê, Here, laat U wil geskied. Let your will be done, Lord, on earth as it is in heaven. My dear brother and sister, we're going to see heaven coming down on this earth. We're going to see a mighty revival. Hoor mooi. Maar Jesus het hulle redeneringe gemerk. En hy antwoord en sê vir hulle, wat redeneer julle in julle harte? Want Jesus ken, hy ken elke persoon se hart. Hy weet wat die mense dink. Hy weet wat ons praat. Hoor wat sê hy? Wat is makliker om te sê, jou sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op en loop? Hoor mooi, ons sal sê, ja, maar nou, hoe nou? Hoor wat sê die volgende vers. Maar dat julle kan weet, dat die Seun van die mens mag het, om op aarde sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op, en ga na jou huis toe. Autoriteit, authority. Die Here het vir my en vir jou, my liewe broer en suster, autoriteit gegee op hierdie aarde. Ons moet die autoriteit vat. In Christus is jy meer as 'n oorwinnaar. In Christus kan ons die wêreld omkeer. Hoor wat sê Jesus toe. Hy sê, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en loop. Halleluja. Hy gaan staan toe onmiddellik voor hulle op. Neem die bed op waarop hy gelê het en gaan na sy huis terwyl hy God verheerlik. Hoor mooi. Ek jou sê, my liewe broer en suster, hierdie man was verlam. Hoe lank hy verlam was, sê dit nie daar nie. Maar ek wil vanaand vir jou sê, as iemand verlam was en hy kan staan op, gaan hy omval. Want hy kan nie mooi nog, sy bene is nie reg sterk nie en alles so nie. Ek het gesien hoe 'n man opstaan. I saw when a man stood up that was lame since his birth, van sy geboorte af. Dat hy opstaan en terwyl hy opstaan, begin daai bene so bewe en almal wil hom probeer keer.
en die pastoor wat die man gesê het, staan op en loop, sê, los hom. Want daai oomblik, that moment, God is forming muscles again. For God is forming these legs that he can stand. Weet jy, my broer en my suster, en toe daai man daar gebeur het, toe begin hy loop en toe begin hy hardloop. Nog nooit sy lewe dit gedoen nie. Dis die God wat ons aanbid. Ek wil vanaand vir die kerk van Christus sê, dit gaan begin gebeur. It's going to happen again. Do it again, Lord. Do it again. I'm calling out tonight. Do it again, Lord. Ek wil vir jou sê, broer en suster, as die kerk van Christus weer 'n bietjie op die knieë bly en vir die Here vra, Here, ons soek herlewing, ons soek oorwinning, ons soek. My broer en my suster, gaan ons sien wat gaan gebeur. Daar gaan mense in hierdie plek inskom, siek, en voor hulle nog nie instap, dan maak jy hulle gesond. That's gonna happen. Do you believe it? God can do anything. Hy is 'n wonderwerkende God. Hoor wat sê hy? Hy staan toe onmiddellik voor hulle op, neem die bed op waarop hy gelê het, en gaan na sy huis toe, terwyl hy God verheerlik. Ek gaan so 'n bietjie praat oor God se verheerliking. En daarom is dit so belangrik. It's so important that we must testify. So important that we must tell of the goodness of God. So important is that we tell the people around us what God has done for you and for me. Ons moet dit uitbasuin. Ons is te bang. Hy pastoor, I'm afraid. Pastoor, ek kan mos nou nie, ek is nie pastoor nie. Nee, dis nie pastoor nie. Jy as kind van God moet dit uitbasuin oor die lengtes en breedtes van die land. Jesus sien die geloof van hierdie manne. Jesus sien die geloof. Daarom, my liewe broer en suster, wil ek vir u vanaand aanmoedig, laat ons geloof sal hê. En jy vat as ons dalk vanaand kyk, hoeveel mense hier tussen ons dalk vanaand is 'n bietjie verlam in hulle gees. Eina, dis die waarheid. You are lame in the spirit. So baie mense is in hulle gees verlam geraak. Die duiwel het hulle afgebreek en in hulle gees voel hulle magteloos. Is ek reg? Ek kan nie meer nie. Ek sal dit nie maak nie. Dis wanneer die duiwel jou in jou gees begin magteloos maak. Dis wanneer die duiwel jou in jou gees begin verlam. En daarom moet die kerk van Christus kan opstaan en sê, Satan, wyk in Jesus naam. Pastoor, maar ek het so baie probleme. Begin daai probleme aanspreek, my liewe broer en suster. Begin daai probleme sê, wyk. In Jesus naam is ek meer as 'n oorwinnaar. So as hy vyand aanspreek en vir hom sê, hy moet wyk. Kyk hoe onmiddellik was die genesing vir daai man, daai verlamde man. Spreek 'n bietjie daai verlamming in jou gees aan. En kyk hoe onmiddellik gaan God jou ook aanraak. Hoe onmiddellik gaan God jou ook sterk maak. Ja. Immediately, when you start speaking life into your death, places where there is lameness in your life, in the spirit, start speaking life into it. And say, tell devil, I am more than a conqueror. Amen. Onmiddellik. Daarom wil ek vanaand vir jou sê, ons moet die Here begin vashou in elke situation, every situation. Let's hold on to the Lord and say, Lord, I'm not going to leave you until you've done it for me. Lord, en ek gaan nou daaroor praat. Te maklik soek mense na tweede opinies. Te maklik soek ons na die dokter se opinie. Te maklik soek ons na daai opinie en daai opinie. Ek wil vanaand vir jou sê, kom ons soek Jesus se opinie in elke situasie. In every situation, let's call upon the Lord Jesus Christ. He wants to do miracles for you. Hy wil wonderwerke vir jou doen. Hy wil vir jou optel. Maar my broer en my suster, ons is magteloos. Ai, pastoor, ek het nie krag nie. Ek weet nie meer nie.
Onthou, Jesus red en genees en doop nog met sy Heilige Gees. He hasn't changed, he's the same. Yesterday, today and forever. Hoor dan wat het hier gebeur. Hy sê hierso vir ons. Hy sê, toe staan hy onmiddellik voor hulle op, neem sy bed op waar hy op gelê het en gaan na sy huis terwyl hy God verheerlik. En luister nou mooi. En verbasing het almal aangegryp. En hulle het God verheerlik en is met vrees vervul en het gesê, ons het vandag ongelooflike dinge gesien. Sien, kom die duiwel weer met vrees. Kom hy bring hy vrees in. Oh, I'm afraid. Ek is bang. Weet jy wat? Die Here het jou nie 'n gees van vrees gegee nie. Hy het vir jou 'n gees gegee wat jy van oorwinning en oorwinning en oorwinning kan sê, Here, ek dank U vir dit wat U doen. En jy gaan en jy doen dit wat die Here vir jou wil sê. Ek wil vir jou vanaand sê, liewe broer en suster, as jou duiwel kom met daai vrees en met daai, oh, pastoor, ek het 'n, hoe sê hulle, wat is hierdie angsaanvalle? Weet noem hulle? Panic attacks in Engels. Oh, pastor, I've had a panic attack. Sorry, child of God should never have a panic attack. Maar, jy's 'n kind van God. Staan op en sê, Satan, wyk jy. Satan, jy was wyk. It put me in panic. My boetie, my sussie, ons sal dit moet doen. En ons moet die oorwinning vat in die naam van Jesus Christus. En daardie panic attacks sê, wyk, ek vat die oorwinning in Jesus naam. Hoor mooi, maar ons moet ook onthou, we must also remember, en ek wil vir julle 'n bietjie vanaand, so 'n bietjie 'n paar dingetjies leer. Luister mooi wat sê hy vir ons. Filippense 4. En ek wil 'n bietjie daar so, ja pastoor, maar ons ken Filippense 4 vers 4. Ons sing hom so maklik. Ken julle hom? Ken julle Filippense 4 vers 4? Verbly jou in die Here. Ek herhaal, verbly jou in die Here. Onthou julle daai lied, né? Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Verbly jou in die Here. Ek herhaal, verbly in die Here. Daarom, as die Here vir jou iets gedoen het, my broer en my suster, when God has done something for you, let's start rejoicing in the Lord. Let's start giving God all the glory. Let's start giving God all the praise. I've read that piece just before we started singing. We must start to glorify God more. Start sing praises to the Lord. Ons meer begin sing vir die Here. Ek hoor iemand het gisterand hier so verbygeloop, hy sê, hoor die kerk se ligte is aan en hier's musiek aan. Weet julle wat het gebeur? Was dit reg wat hier was? Terwyl die musiek alles, gaan op hierdie man nie op en af en ek dans en juig vir die Here. En ek skaam daarvoor, nee, ek is nie skaam daarvoor nie. Ek verbly my in die Here, want hy is 'n groot God, almagtig. Hoor wat sê die woord van God hier, so hy sê, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Die Here is naby. Hy's naby. As jy hom aanroep, is hy naby jou. Hy's by jou. Hy's nie ver nie, hy's nie 'n God van ver nie, hy's 'n God van naby. Hy's with you. He's with you all the time. Hoor wat sê hy, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie. Hoor mooi. Ek wil hê julle moet hier so mooi luister. Verse 6. Wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Julle mooi gehoor? Wees oor niks besorg nie. Daai worry, né? Ons worry mos te gou oor alles. Nee, moenie worry nie. Wees oor niks. Sê bietjie niks. Niks.
En as die woord van God sê niks, hoef jy oor niks besorg te wees nie. Niks. Mense vra my, pastoor, as jy nie bekommerd oor die kar nie, weet jy wat? Ek is oor niks besorg nie. Daar is wat beter vir my is. Ek is nie oor besorg daaroor nie. Wees oor niks besorg nie. Hoor mooi. Hy sê, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Nou wil ek gou vir julle 'n ding sê. Weet julle hoe werk baie mense se smeking en danksegging en gebed? Eerstens, hulle gebed is 'n inkopieslys. Here, dit wil ek hê. Julle weet ons die inkopieslys. That list that you want from God. Nee. Begin die Here loof en prys en begin vir hom dan. Maak jy dit bekend by hom met gebed en smekinge. Weet julle hoe smeek baie mense? Ek het nou klaar gebid. Ag nee, wat, dis alright. Die Here gaan my nie antwoord nie. Hy wil dit nie vir my gee nie. Is dit hoe ons smeek? Nee. Weet jy wat? As jy smeek. Wait, kom. Sak op jou knie daarvoor. Sak op jou knie. Stand on your knees. If a guy comes with an animal like this, you'll quickly be on your knees, right? And you'll plead and say, don't shoot me, don't shoot me. Is that true? That's going to happen if a guy puts an animal at your head, and you're going to say, please. And while he's got the animal there, you're going to plead. Isn't that so? You're not just going to plead once, or you're just going to plead once and accept it. See, that's what we do. Ons kom en ons pleit net eenmaal en sê, ag nee, wat die Here gaan nie dit vir ons gee nie, dis alright. Nee. Weet jy wat? Keep on keeping on. Jakob het by die Jabok rivier heel nag met God geworstel. Heel nag het Jakob gebaklei met God en hy het met God geworstel en hy die volgende oggend toe hou hy vas aan die Here en hy sê, ek gaan u nie laat staan voor u nie my geseën het nie. Worstel jy oor jou smekinge? Is ek en jy besig om te smeek en vir die Here te vra, Here, ons roep u aan, Here, help my, Here, ek staan op die woord, Here, ek hou u vas aan die beloftes. Jesaja 62 vers 6 sê, hulle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Hoekom rus jy? Hoekom vat jy 'n bietjie time out en sê, ag nee wat? Nee, begin op jou knieë voor God smeek. En weet jy wat dan? Dan kom die danksegging. Weet jy, baie mense vergeet om dankie te sê. A lot of people forget to say thank you. A lot of people will ask and they will plead with God, but they won't say thank you. Now I want to quickly ask you, we as human beings, Andre, as ek by jou iets vra en ek smeek by jou, en jy gee dit vir my en ek draai my loop, gaan jy weer vir my help? Sorry? You see, we come and we ask the Lord, ons vra die Here, we are pleading with God, ons smeek, maar ons sê nie dankie nie. Dan die volgende keer as jy vra en smeek, dan kry jy nie. Hoekom? Want jy sê nie dankie nie. You don't say thank you, God. That's the problem. The church of the Lord is not saying thank you enough. Say thank you, Lord, for what you're doing for us. Say thank you, Lord, for that you've shed your blood for me. Het jy al ooit vandag vir die Here gesê dankie, dankie, dankie? My brother, my sister, I want to tell you, it's time that the church of God catch a wake up and start thanking God for what He's doing for us. Maar ons vergeet. Excuse me. Just to have breath. Just to have breath, you can say thank you, Lord. Amen. Ons sê nie dankie nie. Weet jy watter koortjie kom by my nou op? Daai ene wat sê, ons sê net dankie, dankie vir die Here. Onthou julle daai koortjie? Ons sê net dankie,
Dankie vir die Here. Ons sê net dankie, dankie vir die Here. Ons sê net dankie, dankie vir die Here. Ons sê net dankie, dankie vir die Here. It's a maklike koortjie, né? Easy. We can sing it every day. Let's start singing. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything you do for us. Dankie vir alles. Dankie vir my lewe. Dankie dat ek leef. Dankie vir elke asemteug. Dankie vir my oë. Dankie vir my hande. Dankie vir my voete. So ons so baie oor dankbaar te wees. Maar ons sal gou. En daai suster het my weer vanaand gebless toe ek gepraat het oor die positive, die kruis positive en die negative as jy lê. My liewe broer en suster, kom ons begin die Here dankie sê vir alles wat hy vir ons doen. Kom ons begin hom aanbid en ons nooit vergeet om dankie te sê. Mag die Here jou ryklik seën vanaand. En ek wil vir jou vanaand mooi vra, dat jy hierdie woord ter harte neem. En as daar so krag is vir genesing, vir die Here vra, Here help my. Want weet jy my broer en suster, jy, elkeen van ons, het krag vir genesing. Ons het die krag, ons moet dit begin gebruik. Die Here het nie net in sy woord gesê, net die pastore, net die ouderlinge, net daai moet bid nie. Ek het nou die dag vir iemand gehoor, hy sê, pastoor, joh, dit was so wonderlik, ek bid vir die ou tannie daar so, en sy staan op en sy loop, sy het geen pyn meer in haar liggaam nie. My broer en my sussie, kom ons begin die werk doen wat die Here ons voor geroep het. Kom ons begin uitgaan en vir die wêreld daar buite vertel. Kom ons begin dankie sê, soos nog nooit van tevore. Kom ons sluit die oë in hierdie plek. Hemelse Vader, ons dank U in hierdie aand. Ons dank U, Here, dat U vir elkeen van ons deurgedra het. Ons dank U, Here, dat U is die God van wonders. U is die God wat genees. En Here, dankie dat ons in hierdie aand meer kan leer oor dankbaar te wees. Meer kan leer om in geloof te wandel. En Here, dat ons sal uitstaan vir die naam en die saak van U werk. Waar ons beweeg, Here, dat ons getuienis sal uitdra in die wêreld daar buite. Die mense sal vertel, Jesus red en genees en hy doop nog met sy Heilige Gees. En daarom wil ons vanaand vra, Koning Jesus, dat U ons sal help om dit uit te dra, te loop en dit vir die wêreld te kan vertel. Daar is krag in Jesus bloed. Daar is krag in oorwinning. Daar is krag vir genesing. U is die wonderbare God wat ons aanbid en ons eer U vanaand. Word verheerlik in en deur ons. Is my gebed in Jesus Christus naam alleen. En almal sê, Amen.